Goeiemôre en baie welkom by die Saterdagoggend die 20ste Junie. Lekker dag hier by ons in Saldanha, weer lekker oopgetrek. Die son het nou net opgekom. Dis windstil. Hulle praat van so oor die 20 grade vandag, so ek dink vandag gaan 'n beautiful dag wees. Die kleinkinders, Vanessa en die kleinkinders, my dogter en die kleinkinders het kom kuier 'n bietjie. Hulle is almal lekker siek, so ons het dit so, oupa en ouma gaan ook siek raak, maar ons het hulle so lank laas gesien, ons gee nie om siek te raak vir hulle nie, en net om vir hulle so 'n bietjie te laat kom rus. Die kinders in die skool, hoor ek, het gister die laaste vak geskryf, so hierdie week wat nou kom is hulle laaste week, en dan is dit vakansie, en dan sê die skool gewoonlik, julle hoef nie regtig skool toe te kom hierdie week nie, as julle wil en julle moet, dan moet julle, maar andersins sal dit verkies wees as julle by die huis bly. So dit is eintlik 'n baie lekker week wat oorbly. Hulle moet net ongelukkig Vrydag moet hulle terug wees, want Vrydag moet hulle rapporte gaan haal. Dis nou maar die instelling van die skole deesdae. Dit is heeltemal anders as toe ek en jy by die skool was. Ons moes sit in daai banke tot en met die laaste dag van die skool. Het ons gewoonlik die laaste dag het ons daar so 'n fliek gekyk in die saal, en daarna het ons vandag. Ons het nie bevoorreg gehad om die rapporte huis toe te vat nie. Ons tyd is die rapporte in die pos gegooi, en daarna het jy die rapporte in die pos gekry. Nou, dis hoe dit werk vandag. Ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad. Ek hoop jy het heerlik geslaap. Ek bid vir jou 'n wonderlike Saterdag toe. Ek hoop jy het 'n heerlike Saterdag, waar jy ook al mag wees. Mag die son vir jou skyn, baie liefde, baie vrede en baie vreugde vir jou in hierdie dag. Die tema vir vanoggend is, ek dink vanoggend gaan 'n kort boodskap wees, net om te sê, ek dink ons moet die tema maak vanoggend, die Here verduidelik sy krag. Die Here verduidelik sy krag. Nou, ek kan nie die hele stuk lees nie, die stuk is pragtig. Ek en jy aanbid 'n wonderlike God. 'n liefdevolle God, 'n God wat vol liefde is, ek meen liefde onbeskryflik groot. Ek dink ons kan regtig verstaan nie, is soos vir ewig, vir altyd. Dit is nogal een van die dinge toe my dogter die dag oorlede is, wat 'n ou mee moes saamlewe, en jy moes agterkom hoe kragteloos jy is, en hoe klein die menslike verstand is, om die woord vir ewig en vir altyd te verstaan. Nou, aan die teenoorgestelde kant is as jy jou oor die dag toemaak, dan begin jou wonderliker stadium, jou wonderlike tyd van die lewe, as jy reg gelewe het en reg gekies het op die aarde. Die tyd wat net fantasties gaan wees vir ewig, het dan aangebreek. So die ou moet die een hand afspeel teenoor die ander hand, sê daar is 'n tyd om te kom en daar is 'n tyd om te gaan, daar is 'n tyd om te slaap en daar is 'n tyd om op te staan. Daar is 'n tyd om te huil en daar is 'n tyd om te lag. Ons praat nou uit Spreuke uit hier. So daar is 'n tyd vir alles, en hierso het 'n tyd gekom in die Bybel, hierso dat die Here met Job praat, en vir Job laat mooi verduidelik. Mannetjie, kom ons praat met mekaar. Wie is jy? Ken jy my? Weet jy wat ek gedoen het? Weet jy hoe kragtig was ek? Waar was jy toe dit gebeur het? So hierdie stukkie is verskriklik kragtig vanoggend. Ek wil graag vir jou aanmoedig om die stukkie te gaan in diepte deurlees, omdat ek nie die hele stukkie kan lees nie. Hardloop ek weer uit tyd, dan kan ek dit nie op WhatsApp plaas nie, so gaan definitief nie dit oor my bring vanoggend nie. As dit 1 of 2 keer bring, is dit goed, maar ek gaan poog om dit nie te doen nie. So die van julle wat julle Bybels by die hand het, kan meer as welkom om jou Bybel oop te maak op Job 38. Ons gaan nou lees vanaf vers 1. Ek gaan nie 'n vers kykie, kom ons kyk hoe ver ons kom. Ek het bitter min om te sê vandag, dis net lieflik om te sit en te sê, kom ons sit vir 'n slag stil en ons luister waar die Here praat en vir Job vertel van sy werke. Ek wil amper sê van sy krag. En dis wat my aanbetref, sy krag. Net dat ons weer kan agterkom wat se God ons aanbid, want baie keer vergeet ons miskien raak ons miskien verkeerdelik raak ons pelly, ons raak vriende wat reg is so vir hierdie liefdevolle God, maar ons vergeet baie keer die krag en die mag. En ons vergeet baie keer dat ons praat met 'n God
En ons praat met ons Here, ons praat nie met vriende nie. Dis nogal 'n groot verskil. En ek meen, as ons hierdie stukkie wat ek nou gaan lees, dan kom ons miskien 'n bietjie meer agter hoe kragtig ons Vader werklik is. En ek wil jou regtig aanmoedig om Job 38 klaar te lees vanmôre as jy tydens jou stilte tyd of dalk vanaand, net om te kyk wat die Here vir Job sê. En regtig, dis as jy stil raak, kom jy agter, wow. Miskien moet ek dinge doen met 'n bietjie meer respek teenoor hierdie kragtige God. Job 38, ons lees vanaf vers 1. Toe die Here vir Job aangespreek uit 'n stormwind uit. Wie is dit wat besig is om my bedoeling te dwarsboom, met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Maak jou reg vir die stryd. Ek sal antwoord, ek sal vra en dan antwoord jy my. Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Praat as jy 'n antwoord het. Wie het die aarde afgemeet, weet jy dit? Wie het 'n maatlyn oor hom gespan? Waarop is sy voetstuk neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit? Daardie oggend toe die sterre saam gesing het en al die hemelinge gejubel het. Wie het die see opgedam toe hy begin uitborrel het? Ek het hom met wolke bedek, hom met donkerte toegemaak. Ek het vir hom perke gestel. Ek het hom agter slot en grendel gesit. Ek het gesê, tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie. Hier is die grens van jou magtige golwe. Het jy Job? Miskien moet ons naam hierby sit. Mel, Susan, Karen, Brenda, enige persoon, verskoon dat ek nie alle name noem nie, maar het jy in jou tyd die môre beveel om op te kom? Weet jy waar die dageraad vandaan kom? Die dageraad wat lig oor die hele aarde bring, sodat die goddeloosde nie in die donkerte kan bly skuil nie. Met die dageraad word die vorm van die aarde sigbaar. Dit neem vorm aan soos klere wat aangetrek word. Dan word die goddelose hulle bestaan ontneem en word hulle geweld beëindig. Het jy Job al gekom by die plek waar die seewater uitborrel en rondgestap op die bodem van die diepsee? Ek dink ons gaan tot en met vers 16 lees. Dis tot en met vers 16. Ek weet nie of jy saam met my stem nie, dis groot en kragtige woorde. Dis groot en kragtige dade wat God hier aan Job verduidelik en om vir hom te vra antwoord. So ek sal regtig aan jou aanbeveel, trek hierdie hoofstuk nader, lees die hoofstuk deur. Die Here is self aan die woord terwyl hy met Job praat. Dis 'n pragtige stukkie vir hierdie Saterdagoggend so. Vir hierdie Saterdagoggend kan ons sê God verduidelik sy mag. God verduidelik sy mag, nie aan Job nie, sy God verduidelik sy mag en sy krag aan my en jou op hierdie pragtige Saterdagoggend. Mag jy 'n wonderlike Saterdag hê verder. Kom ons raak stil in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, ons magtige, kragtige hemelse Vader, ons kom raak stil op hierdie Saterdagoggend by u voete. Ons slaan die woord oop en dankie Here vir soos elke oggend die pragtige boodskap. Here, ons vergeet baie keer van u grootheid, u magtigheid. Dankie dat u vanoggend vir ons voor die bors vat en nader trek en sê, my kind, kom, dat ek jou verduidelik, wie is ek, wat het ek gedoen? Here, dan voel ons soos 'n waterdruppeltjie op die grond teenoor u, wat 'n see is. Here, dankie dat u wat so magtig en kragtig is, moeite doen met ons as mens. Dankie dat
U genade so groot was dat U vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het en vir ons plek voorberei nou in die hemel. Here, dankie vir die Heilige Gees binne in ons. Help ons asseblief om elke dag minder van onsself te raak en meer van U te raak. Help ons om die Heilige Gees toe te laat om ons lewe oor te neem. Om ons lewe te lei, dat ons net kan volg. Dat ons hierdie eie ek iets van die verlede noem. En dat U die voortou neem na ons lewe. Vergeef asseblief ons sondes. Vergeef ons asseblief, Here, as ons nie elke dag besef hoe kragtig en hoe magtig U is nie. Maar dankie, Here, vir die woord wat ons herinner daarin. Sê, kyk met wie praat jy? Kyk met wie het jy te doen? Dankie daarvoor, Here. Vergeef asseblief ons sondes vanoggend. En help ons om ons sondaars te vergewe. Help ons om die baadjie van liefde aan te trek, Here. Elke dag in U tree te stap, te poog om elke dag al hoe meer en meer soos U te lewe en om die liefdesbaadjie, as ons hom aan het, uit te lewe teenoor almal rondom ons. Here, ons hoef nie te vra nie, ons kry so baie van U, ons beker loop oor. Help ons om dit te deel, dat ons dit nie mors nie. Ons kyk op na die hemel, ons lig ons hande op en ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel, ons stuurwiel van ons lewe en die stuurwiel van ons geesteslewe en bestuur ons in die toekoms in. Reis van 2026, reis van hierdie dag, reis van hierdie week, reis van die maand, reis van die jaar en tot ons by die eindstreep aankom. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen het U groot en U magtige en U kragtige naam alleen. Amen.